Dieselpryse kan met R9 per liter styg. Ek en Waldo gesels hoekom en wat die impak daarvan op ons ekonomie kan wees, met veral verbruikers wat onder baie druk kan kom en vraag wat veral geaffekteer kan word. Hierdie week se ekonomiese oorsig word met trots aan jou gebring deur FFG. Die rand verhandel tans op R16.87 teenoor die Amerikaanse dollar, op R19.58 teenoor die euro en op R11.78 teenoor Australiese dollar. Die Brent olieprys staan tans op $98.76 per vat. Dit het al baie verbeter. Ek sien vanoggend dat so 60% van ons kykers op ons video ons nog nie op YouTube of Facebook volg nie. Maar kom ons kyk of ons dit onder die 50% kan kry. Dit kos jou niks nie en dit help ons regtig baie, so baie dankie vir jou ondersteuning. Soos ouer gewoonte gesels ons weer met Prof Waldo Kriegel van die Noordwes Universiteit vandag. Baie welkom Waldo. Dankie Johnny. Waldo, olie, brandstofpryse plaaslik. Kom ons begin sommer, na wat se stygings kyk ons tans? Johnny, skrikwekkende oor die R5 op petrol per liter en oor die R9. Ek het gehoor op diesel. Ja, R9.25 daar rond. So dis 'n massiewe sprong. Ek weet nie of dit al ooit eenmalig met so baie gestyg het nie. So ons gaan weer, en dit begin 1 April. Dis reg. En dan gaan daar weer 'n bietjie toue staan by die... Ja, mense knoop in die oor, jy moet maandag brandstof aangooi. Waldo, ek wil eintlik by hoor. Daar is goedkoper brandstof wat ingekom het voor die stygings natuurlik. Ek hoor nou baie roemers, dis nou baie roemers, wat van die ouens hulle dit nou terughou dalk en wag vir die stygings, dat hulle goedkoper brandstof nog kan verkoop teen daai, maar dis nou weer roemers. Is dit iets wat 'n moontlikheid kan wees? Vir petrol maak daai nie sin nie, Johnny, want die kleinhandel en die groothandelmarge is vasgestel. Daai pryse is so gereguleer, jy maak nie geld uit die pompprys uit nie. Vir diesel kan dit 'n geval wees. So, maar ons landbouers dan spesifiek. Daar speel mens met vuur. As daar bewys is dat jy so iets doen, kan die reguleerders baie hard op jou afkom. Ek hoop regtig dit kan eintlik dan nou, hulle kan mooi daarna kyk, want dit kan ons landbouers negatief tref as dit dan in die geval is. En ek dink die boetes vir daai is persentasie van omset. So dis reg, dit kan reuse boetes wees. Okay. So nee, maar ek dink ons kykers doen nie sulke goed nie. Ek hoop nie so nie. Kom ons kyk, maar net so lank nie ons landbouers negatief beïnvloed nie, dan is ek gelukkig. Ja. Waldo, okay, dit gaan nou natuurlik oor die oorlog. Alles gaan oor die oorlog, alles gaan oor wat Trump nou besluit natuurlik. Dis vir my skrikwekkend oor hoe baie mag Trump op die oomblik het in wêreldmarkte. Triljoene dollars wat skuif net op 'n tweet wat hy uitsit. Wat is die nuus? Wat is die gevoel nou wat uit die Midde-Ooste uitkom? Johnny, dit lyk asof hy reg is om te begin oppak daar. Nou nie heeltemal 'n taco, soos hulle sê, weet hy, chicken out nie. Maar hy het nou al gesê, daar's gesprekke aan die gang met die Iranese. Iranese het gesê, nee, hulle weet van niks van hierdie gesprekke nie. Maar ek dink, dit is 'n ander toon as wat ons tot dusver gehoor het. Israel het nou gesê, hulle gaan nou 'n deel van Libanon beset. As 'n veiligheidsbuffer. So dit kan ook 'n manier, weet of die begin van 'n terugstaan wees om te sê goed, ons het nou Hezbollah aangeval op alle punte. Ons gaan nou hier weet hierdie, ek dink hulle het soos 4 of 5 brûe opgeblaas oor 'n rivier. So dit om nou hulle kant veiliger te hou. So dalk is dit die begin van 'n proses van terugstaan. Moeilik om te sê. Tergelykertyd stuur die Amerikaners 2000 vars soldate in daai rigting. Geen idee wat hulle daar gaan doen of nie doen nie. Maar ja, die besluitneming is nogals, dit is dag tot dag en moeilik om te lees. Dit is moeilik, soos om te dobbel. Gaan jy nou, dit is rarig. Sit dit op swart of rooi. Besluit nou wat se kant jy wil gaan. Ek het 'n interessante Substack gelees oor, weet hoekom is die olie nou nie al op 150 nie? As jy nou dink, weet jy 20% van die wêreld se olie is aan die verkeerde kant van hierdie straat van Hormuz, jy moet die prys nie al baie hoër wees nie. En dit het daar's 'n klomp interessante dinamiek, maar die ou se argument is om te sê is dat spekulante op futures kontrakte vir olie verwag eintlik heeltyd dat as die prys te hoog gaan die pyn in die FSA vir Trump se ondersteuners te veel raak en dan gaan hy uitchicken. En dan hulle druk nooit die prys so hoog gebeur nie. Hulle weet voordat die prys te hoog raak, dan verkoop hulle, want dan sê hulle nee, maar hy sal ons nooit die prys so hoog laat gaan nie. Maar dan kom hy ook nie op die punt wat hy dan nou
sê hoorie ons kan nie dat dit so aangaan nie want elke keer kom die prys dan weer 'n bietjie af terug na 100 toe. So hy sê dis so 'n wipplank van daar's jy weet aanbod is beperk, prys moet op, maar toe maar wat hy sal mos nie die prys te hoog laat gaan nie. Ja. Prys weer 'n bietjie af. Mense sal nou dink met hierdie hoë pryse dat ons tekorte moet sien. Dit is nou eintlik wat die idee van die hoër pryse is. Ek weet Iran het aangekondig dat hulle dalk vir Suid-Afrika omdat se vriendelike status wat vir my 'n bietjie bekommernis is, maar anyway, kom ons los dit daar, sien nou die gesprek om dit te voer nie, maar ons gaan nie wenig tekort aan diesel en petrol hê nie, maar dit gaan nie wenig ons pryse minder beïnvloed nie, want ons word tog so direk gekoppel aan die internasionale pryse. Presies, nee, ons betaal 'n internasionale prys en daar's interessante verskille in die graad van ruolie. Ons voer in elk geval reeds verwerkte olie in. So dis brandstof teen die tyd wat dit by ons kom. En dan nou nie van die tipe graad wat Iran vir ons sou kon voorsien as ons sou by hulle wou koop en ons in hulle kamp sit. Jy weet, so ons daar's nie bekommernis nie. Ons kry meeste van ons olie van Nigeria af en daar's nie daai tipe moeilikheid. Ons gaan nie te wenig tekort hê nie, maar weer eens dit gaan 'n massive groot impak op ons ekonomie hê. En daar's nie vir ons 'n groot voordeel om te sê maar ons gaan nou swaai na Iranese olie toe nie want ons het nie die fasiliteit om dit te verwerk in die eerste plek op die kort termyn nie. So nee wat, ons het nie 'n tekort nie, maar ons betaal daai hoë prys. Okay, so hierdie oliepryse wat hoër is deel van die brandstofstygings, maar die swakker rand ook natuurlik. Eintlik bietjie meer praat is dit net dat die investors amper terug in die dollar toe safe haven toe beweeg, of is hulle bietjie bekommerd oor wat hierdie impak op ons dieper ekonomie gaan hê en ons groei vorentoe en al daai tipe goed? Albei Johnny. So daar is verseker die dollar is sterker, net daai tipe onsekerheid het die mense maar laat terughardloop na dollarbates toe. Selfs al is dit nou die Amerikaners wat 'n groot deel van die onsekerheid veroorsaak, maar dan tergelykertyd wie hierdie goed daar amper sê hoe kwesbaar jy is hang af van die interaksie van hierdie veranderlike. So ek kan sien hoekom 'n buitelandse belegger sal wonder, maar is Suid-Afrika nou nog so 'n goeie opsie soos 'n maand terug? Nou het jy die stygende inflasie wat dalk sal beteken dat ons iewers weer moet rentekoerse verhoog, wat die ekonomiese groei sal demp wat nooit wonderlik was om mee te begin nie, wat weer sleg is vir ons fiskale posisie en ons vermoë om ons staatsskuld terug te betaal. Dan soek jy 'n hoër rentekoers by langtermyn skuld en die goed voer mekaar nou die een na die ander. So ons is in 'n relatief kwesbare posisie. Ek dink daar's nie slegte buffers vir die kort termyn nie. Maar die ou storie weet, as die oorlog môre eindig, dan hoef jy bekommerd te wees nie. So alles hang af van Trump se tweets. Absoluut. As hy weet dit uittrek na die einde van die jaar toe, gaan dit 'n groot impak hê. Ek weet dit is 'n groot bekommernis gewoonlik in die landbousektor dan ook. Ons sien vinnig pryse wat vinnig opwaarts reageer. Kunsmispryse, brandstofpryse, al daai tipe goed. Kom ons sê die oorlog hou nou môre op en Trump chickens out. Gaan die brandstofpryse gaan nie môre natuurlik afkom nie. Hy gaan vir die volgende maand hoër bly. So ons gaan klaar hierdie effek sien, maar dit gaan nie noodwendig beteken dadelik as hy afkom alle insetkoste kom weer af en alles en so hy gaan stadiger afkom. So hierdie goed gaan half klaar geïntegreer wees en die effek van dit gaan klaar in ons ekonomie gevoel word. Ja, nee, die aanvanklike prysskok. Ekonome sal nou tipies sê dat inflasie is eintlik 'n siklus van prysverhoging. Sê pryse styg, nou is die looneise hoër, nou styg pryse weer, dan weer looneise. So as jy nie daai siklus afskop nie, jy weet, dan kan daai skok nog relatief eenmalig wees. En sê goed, brandstof is 'n deel van die verbruikersprys indeks se mandjie, so daai deel gaan styg, maar die mate waartoe dit aangegee gaan word na ander pryse, dit gaan afhang. En hoe vinnig die brandstofpryse dan nou afkom en ook so 'n bietjie van ons vermoë om daai hoë pryse te betaal. Dit is nie dat verkopers net pryse kan verhoog en verbruikers is gelukkig nie. Ouens kies ander produkte, soek vir alternatiewe, moet maar die beld intrek ensovoorts. So jy gaan nie al jou koste kan verhaal deur dit eenvoudig vir die verbruiker te gee nie. Ja. Maar dis ook nie ideaal nie. Daar's nou vandag syfers uit oor salarisse, nominale en reële salarisse. En dit het in Februarie met soos 2.1% gegroei, nominale terme. So onder wat reeds 'n lae inflasiekoers is. Verbruikers het nie geld, hulle boer agteruit. Maar as verbruikers swaar kry, dan kry besighede ook swaar. En dan skep hulle nie werk nie en hulle gee nie salarisverhogings nie. So dit kan 'n baie negatiewe siklus wees.
Wel, dis spesifiek om dit 'n bietjie nader in landbou te bring. Ek het in die week se vleisprysvideo het ek spesifiek oor gepraat oor die effek wat verbruikers wat onder druk gaan kom. Ek dink ons is eens daarop dat verbruikers meer onder druk gaan kom hierdie jaar nou. En ek het nou agtergekom in COVID ook, ons sien gewoonlik 'n skuif in vraag van voedsel wat jy ook nou genoem het, nie noodwendig 'n daling in vraag nie. So byvoorbeeld vleis wat 'n luukser produk is in vergelyking met meel of mieliemeel. Ons kan 'n skuif sien terug na byvoorbeeld mieliemeel toe, ons kan skuif sien terug na varsbrikmarkte toe wat meer bulk tipe buying is. Wat se effek dink jy kan hierdie dan as ons nou na landbou kyk hê? Nee, Johnny, verseker, ek dink dit maak eintlik maar jou varsgoed se pryse meer onstabiel, jy weet wisselvallig. So die dae is dit dink ek is dit moeilik om die mark te lees want jy moet nou kyk waarheen gaan die verbruikers. En dan ek dink teen die tyd wat dit 'n verwerkte voedsel item is wat nou deur 'n groot maatskappy aan jou gelewer word. Daar is die verbruikers, hulle is eintlik al lank in 'n proses om te swaai na die sogenaamde house brand toe. Daar's nie groot lojaliteit teenoor baie spesifieke name nie. Selfs ook nie teenoor jou supermark nie. Jy soek maar die beste grootste afslag wat jy kan kry en jy's bereid om so 'n bietjie rond te beweeg vir dit. En ek dink mense gaan meer daarvan sien. En mense sien so 'n bietjie in Boxer en YouSave wat nou die waardelyne het. Beleggers is baie bietjie meer optimisties oor hulle as oor die duurder kant vir die mark wat vinnig onder druk gaan kom. Ja, met rentekoerse wat dalk moontlik gaan opgaan, kan dit jou ryker verbruikers natuurlik eers raak want hulle is die persone wat of die besighede wat dan lenings het natuurlik. Johnny, dit's presies dit. Ek hoop nie so nie. Beleidskomitee sit nou maar se besluit word nou môre middag bekend gemaak. Hulle is eintlik al klaar in vergadering. Ek hoop hulle hou. I mean uit die data wat hulle het, dit is daar geen regverdiging van 'n verhoging nie. Maar hulle sê altyd hulle kyk vorentoe en as jy nou vorentoe kyk, sien jy 'n reuse brandstofprysverhoging. En met die sprake is dit van waar ons nou praat van inflasie van 3% in Februarie, kyk jy na 4.5%. Dalk in die April syfer, maar amper redelik verseker in die Mei syfer. Dan teen daai tyd het daai brandstofpryskok nou deurgewerk. En dis ver van die mikpunt af. Dan gaan hulle teen die Mei maand vergadering sal hulle moet ernstig dink of hulle gaan sê doen maar wat, hy sal terugkeer want teen daai tyd is almal by die huis en die oorlog is verby of dit is tyd om die repo op te sit. Ja, snaaks net hoe dinge verander. Ons het 'n maand terug het ons gepraat van dalk 'n verlaging, 2 verlagings. Nou is dit Nee, daar was ouens wat 3 verlagings voorspel het. En nou met een so groot skok en jy het eintlik nie 'n keuse as om weer teen inflasie te veg nie. Yes, baie dankie Waldo. Baie dankie vir insigte vandag. Is altyd 'n hoogtepunt vir my ook om saam met hierdie goedjies uit te pleis en hoe die ratte in werk en hoe ons uiteindelik 'n resultaat gaan kry op die einde. So baie dankie vir jou tyd vandag. Dankie Johnny. Hierdie ekonomiese oorsig word met trots aan jou gebring deur FFG. Sien weer volgende week.